rond ons blik. Hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons thuis, hier is ons huis. Hier waar elkeen iemand is en iemand word. Goeiemiddag of môre of aand, wanneer ook al jy die video kyk, maar dankie dat jy inskakel by ons video opname. Dit is altyd lekker om weer as mense wat dan hierna ook luister. Jy mag iets van God beleef. Dit is wonderlik om te weet dat God op enige plek kan wees, dat ons selfs na 'n video opname kan kyk en iets van God se teenwoordigheid daar kan beleef. Ons is by Tymelview Gemeente steeds besig met hierdie boek van Tom Smith om God in die gewone raak te sien en te vind. En ons kan so gewoond raak, of ons kan baie keer so dink, ons moet na ver plekke gaan, die berge ingaan, of by die see wees, of mooi plekke, of waar ook al gaan, of kerk toe gaan, om God te ontdek. Dat ons baie keer vergeet dat God ook in die gewone dinge is. Die gewone plekke waar ons elke dag is, en die gewone dinge wat ons elke dag doen. Ons het al 'n paar voorbeelde genoem. Byvoorbeeld, ek het 'n paar weke gelede gepreek, onthou ek oor die hande was, of die wasroetine, wat ons sê, elkeen van ons was iewers in die dag, hopelik. En om te sê, hoe koppel ek daai gewone gewoonte aan op 'n geloofsgewoonte, om te sê, maar as ek my hande was, dan dink ek aan die feit dat God my van binne was. Ek wil nie net van buite skoon wees, maar ook van binne. En dan is dit so geleentheid om die Here te vra vir vergifnis vir dinge wat ek dalk verkeerd gedoen het. Maar in elk geval so, ek kan gerus weer gaan luister van die vorige opnames of die boek gaan lees. En vandag praat ons oor 'n bietjie 'n moeiliker een, want dink ek baie negatiewe gedagtes dadelik aan losmaak. En dit is een oor die gewone van werk, om God te vind in die gewone van werk. Nou 'n vraag waarmee ek dink ons moet begin vandag is dit om te vra, wat is werk? Want ek dink, as ek die woordjie werk sê, dan dink die meeste mense aan daai plek waarin ek elke dag gaan, om 'n salaris te verdien, daai plek waar ek gaan om geld te gaan kry, met ander woorde, ek gaan werk toe, of dit is hoe meeste van ons dink, en ek ook, dink ek, tot 'n mate. Maar die HAT-verduideliking en Dallas Willard se verduideliking wat Tom Smith in die boek doen, help my so bietjie. Want dit sê, werk in die HAT is die liggaamlike of geestelike inspanning wat daarop gerig is om iets te doen of te maak. Met ander woorde, dit sê nie ek gaan iewers om te werk nie, maar dit is 'n plek waar ek iets doen of iets maak. Sê ook nie van betaal word nie. Dallas Willard sê, oor werk sê, the creation of value that benefits people. Daar waar ek iets doen wat tot voordeel is van ander mense. As ons hierdie twee aanhalings, of hierdie aanhaling lees en die beskrywing in die HAT lees, dan is dit duidelik dat werk nie net 'n 8 tot 5 ding is wat ons doen om geld te verdien. Werk strek baie verder as betaalde arbeid. Dit is belangrik dat ons vandag dit vir mekaar sê. Dallas Willard sê, dis daar waar ek iets doen tot voordeel van ander mense. Nou die gewone werk waar ek my salaris van verdien, is natuurlik ook deel van die werk wat ek in my lewe verrig. Ons kan nie God daar uithaal nie. As ons God sou uithaal uit die 8 tot 5 deel, en sê, maar God is nie daar nie, dan gaan ons sukkel om God in die gewone dinge van die lewe te ervaar. Dallas Willard skryf en sê, verduidelik dat, as ons nie werk as deel van disipelskap sien nie, as deel van ons geloofslewe nie, dan beteken dit dat God uit die grootste deel van ons lewe uithaal, dat ons eintlik die grootste deel van ons lewe sonder God leef. Kom ons herinner op vir mekaar vandag, dat ons nie ons lewe in verskillende fasette kan opdeel. As God ons nooi, as Jesus ons nooi om te volg, dan sê hy, volg my in alle dele van jou lewe. Nie net in hierdie dele van daai deel. Die grootste fout wat ons maak, is om ons lewe in kompartemente op te deel. Ons kry dit baie keer, dat mense amper verskillende persoonlikhede op verskillende plekke het. Dat ek hierdie persoon by die werk is, daar is ek ongeduldig en kwaai, want ek sê, nee, dit is maar net hoe die besigheidswêreld is, dit is hoe die korporatiewe wêreld werk. Amper 'n verskoning, om maar kwaai te wees, want daai deel van my lewe voel ek, kan ek maar sonder God leef. Ons het dalk het jy het al beleef by 'n gemeente, wat jy 'n mooi preek hoor, en jy voel die preek het jou aangeraak, maar na die tyd voel jy, maar hierdie boodskap sal nie lekker inpas in my werk nie. Die prediker weet nie vir watter baas ek werk, hoe dit daar gaan nie. Of mense kom baie keer na my toe en sal sê, of na predikante sê, dit was so 'n mooi preek, is dit jammer ek moet môre terugkeer na die gewone lewe. Iets wat my nou in die week weer gehelp het om hieroor te dink, was om net oor die woordjie te dink wat ons gebruik. Daar's 'n skrywer wat sê, ons moet dalk eerder dink oor die woordjie roeping of beroep. Parker Palmer skryf dat daar verskil is tussen roeping en loopbaan. Roeping of beroep veronderstel dat daar iemand is wat roep en iemand is wat luister.
Vandag moet ons eerder praat van my roeping. Elkeen van ons het 'n roeping. Nie net predikante of sendelinge nie. Ek dink daai ding moet ons laat gaan, dat net predikante 'n roeping het. Almal van ons, jy het 'n roeping, ek het 'n roeping. Ons roeping vra dat ons sal mooi luister. Luister na God, na ons lewe sal luister, na luister hoe God ons gemaak het, sal luister na hoe ons kan diensbaar wees. Iemand sê, roeping is daai plek waar ek my diep blydskap, dit wat my gelukkig maak, kan uitleef, op 'n plek waar ek in aanraking kom met die nood van die wêreld, daar waar ek my roeping kan uitleef en waarde kan toevoeg tot mense se lewens. Ander roeping het niks te maak met daar waar ek my oor geld nie. Ek kan my roeping uitleef sonder om geld. Ja, baie mense is gelukkig en is hulle roeping en hulle werk baie diep geïntegreer met mekaar. Ander mense is weer nie so gelukkig. Dan doen hulle werk tot die beste van hulle vermoë, maar kan ook deel van hulle roeping na werksure uitleef op ander plekke. Vriende, as ons so gaan dink oor werk, dan kan ons God op baie meer plekke uitleef. Hierdie definisie wat ek in die begin gelees het my so mooi gehelp hierdie week om te sê, dit is die skep van waarde. Daar's baie areas in my lewe wat ek kan waarde toevoeg. Dit sê ook dat as ek by die huis besig is om te werk aan my verhouding met my kinders en met my huwelik, en met my vriendskappe, ook dit is belangrik. Ook daar is ek besig om my roeping uit te leef. Ek is ook geroep as pa en as man vir my vrou, en daarmee moet ek ook erns maak, en daar kan ek ook God beleef. Roeping is meer as net ons betaalde werk. Ek wil vandag net 2 versies lees. Daar's 'n klomp tekste wat ons kan gebruik, maar ek wil net hierdie vers willen lees, en dit het my gehelp om net weer te dink oor die idee van weekwerk. En dalk is dit wat jy moet hoor vandag, om te hoor dat jy werk dalk vir anders as wat jy dink. Hoor wat sê Kolossense 3. Weet, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. En wie se diens is ons? Die teks is baie duidelik, ons is in Jesus Christus se diens. En hierdie woord het my die week weer geraak, oor te dink vir weekwerk. Hoeveel dinge doen ek nie in die week, wat ek maar net vir mense doen, om mense se aandag te kry, of mense se goedkeuring te kry nie. Sê Paulus, jy is in diens van Jesus Christus. En hy sê dit vir 'n geloofsgemeenskap wat in baie moeiliker tye as ons geleef het, vir baie slegter baas sou onmoontlik geleef het. En sê hy, werk met opregte hart. Doen die beste wat jy kan, want God is jou werkgewer. Dink as jy die oggend sal opstaan met hierdie gedagte, dat wat ek ook al vandag doen, wat se werk ek ook al gaan verrig, by my huis, by my werksplek, of daar waar ek betrokke is, wat se werk ek ook al gaan doen, ek doen dit vir die Here. Hoe sal jy nie dalk dit anders doen? Hoe sal ek my 8 tot 5 job anders doen as ek dink dat ek vir die Here hier werk? Of hoe sal ek by die huis anders werk as ek besef maar ek werk en ek vir die Here? Ek doen hierdie dinge nie in eerste plek vir my kinders nie, maar eintlik vir die Here, omdat ek in diens is van die Here. Dalk moet ons oggende begin deur hierdie gebed te bid en sê, Here, gebruik my vandag as instrument om u werk te doen, om u saam met u die wêreld 'n beter plek te maak. Martin Luther sê, werk is daar waar ons besig is om mense lief te hê. Vanoggend se boodskap is om my en jou weer te herinner dat ons daaglikse take saam met God moet doen. Dat ons dit ook in die karakter van Jesus doen. Met ander woorde, in die naam van Jesus. Willard sê, to be a disciple of Jesus is crucially to be learning from Jesus how to do your job as Jesus himself would do it. New Testament language for that is to do it in the name of Jesus. Alles wat ons doen ons in die naam van Jesus. Ons doen dit in die karakter van Jesus. Ons werk, die werk wat ons doen gedurende die dag, is 'n kanaal waardeur God sy werk kan doen. As ons onsself oorgee as instrument, dan kan ons op enige plek diensbaar wees vir die Here. Trevor Russell het gesê, the most important mission trip is the daily journey to our workplaces. Ja, ook ons werkplek. Dis 'n plek waar ons die Here kan uitleef. Ek sluit af met 'n laaste gedagte, en dit is dalk 'n bietjie slegte nuus vir baie van julle. Maar as ons so dink oor roeping, oor ons werk, dat iets is wat op baie plekke gebeur, en wat waarde toevoeg, dan is ongelukkig nie af ter die ouderdom nie. Ons kan nie nou meer op 65 sê, as my salaris dalk ophou, ek is nou klaar gewerk. Ons werk saam met die Here
in diens van die Here is 'n lewenslange proses. Daar is nie after ouderdom. Eugene Peterson, Tom skryf 'n mooi verhaal hoe hulle by hom gekuier het en hy het toe gesê hulle moet weer bid vir hom. Vra hulle waarvoor hulle kan bid, sê Eugene Peterson, ja, hy se vrou is swanger op 80. En toe hy maar net op einde gesê het, maar hulle is nou afwagting oor wat die Here nou nie in hulle lewe gaan doen. Hulle is in hierdie wagfase. Nou klaar geskryf, hy wil nou iets niets doen. Al is hy 80, wil hy nog steeds die Here moet hom gebruik. Sy roeping wil hy nog steeds uitleef. Ons het 'n vriend hier naby ons in die Kaap, Attie, wat op vroeë ouderdom, was 'n groot CEO van 'n baie groot maatskappy en vroeë ouderdom afgetree. Maar hy leef steeds sy roeping uit. Hy's betrokke by Isibindi, by ander gemeentes, hy help hy met goeders op klomp plekke. Ek dink hy werk ook harder as ooit in sy lewe. Maar hy verstaan dat hy kan sy roeping uitleef sonder dat hy noodwendig 'n salaris hoef te kry. Hoe wonderlik sou dit wees as meer mense dit so verstaan het nie. Ek wil jou vandag uitnooi om oomblik van stilte te skep daar by jou huis, waar jy ook al is. Net vir jouself te vra, of te weet te dink oor die roeping, om stil te raak. Want dalk is ons nie stil genoeg om God se stem weer te hoor en sê, Here, hoe wil jy my gebruik om ware toe te voeg in u koninkryk? Sit dalk vir 5 minute jou foon af en luister net. En sê, Here, ek kom meld weer aan. Ek kom meld aan vir diens. U is die een wat my in diens stel. Om wys hoe u my wil gebruik. Ek wil jou uitnooi om vir oomblik oor hierdie vrae na te dink. As jy klaar is, saam met my te bid. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons ook u kan vind by ons werksplek. Help ons om nie te dink oor ons werk, dat dit op verskillende plekke kan gebeur, by die huis, ook by 'n kantoor, ook selfs op vakansie, of daar waar ek my stokperdjie uitleef, waar ek in die garage dalk werk. Help my om te besef dat werk meer is as net dit waarvoor ek geld kry. Here, kom roep elkeen van ons weer. Ons wil vanoggend kom oop arms voor u staan en sê, Here, hier is ons, kom gebruik ons. Kom stel ons weer aan in u diens. Ons wil vir u werk, Here, nie vir mense nie, maar vir u. En daar waar ons dalk 'n aardse baas boor ons het wat opdragte uitdeel, Here, help ons om self daai opdragte goed te doen, want ons doen dit vir u. Help ons as gemeente ook om hierdie opdrag ernstig op te neem as u ons uitnooi om saam met u te werk. Amen.